Kom ons bid saam. Vader, ons vra dat U ons harte en ons verstande nou sal oopmaak vir U woord. Want Here, ons kan hier oor lees en ons sien U nie raak nie. Ons het nodig om U vanoggend raak te sien in die diepste van U wese en die diepste van ons wese, Here. Ons prys U daarvoor. Dankie dat U Gees dit vir ons doen. In die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons is in die boek van Titus en ons leer oor gemeenskap, Christengemeenskap, hierdie gemeente waarin ons is. Hoe werk hy? Wat is sy funksies? En ons is by die punt waar ons vra, hoe motiveer Jesus ons disippelskap? Want ons het oor die laaste 2 preke het ons oor disippelskap gepraat. En ek moet eerlik met julle wees, daai 2 preke en vandag se preek het regtig iets in my verstaan van disippelskap verander. Hoe motiveer Jesus ons wederkerige, want dit is wederkerige disippelskap binne die gemeenskap van die Christene? Hoe motiveer hy dit in 'n gesonde Christengemeenskap? Hoe gebeur dit? En dit is reeds duidelik dat ons met 'n Christelike gemeenskapsuitkyk van disippelskap besig is. Dis 'n gemeenskaplike projek. Hierdie ding behoort nie net aan sekere mense in die kerk nie, dis almal. En disippelskap vloei in alle rigtings in die gemeente, van bo na onder en van onder na boontoe en links en regs deur mekaar. Want ons almal neem deel aan hierdie disippelskap proses, of jy gee en of jy ontvang, dit maak nie saak nie. Want ons wil anders wees as ons samelewing. En net Christus se beeld kan dit vir ons gee. En dis wat dit is disippelskap in Christus. En dit kom net as ons openlik teenoor mekaar leef. En daar is 'n groot ding wat ons maklik mis. Dat in hierdie Christengemeenskap moet ons openlik teenoor mekaar kan leef. Ons sien Jesus se beeld ontwikkel in hierdie diskrete, maar vrymoedige disippelskap deur Jesus, wat ons daartoe motiveer deur sy verlossende genade. Hy het elkeen van ons deur verlossende genade verlos. En daarom is daar 'n intimiteit, 'n diskreetheid, 'n privaatheid binne in die gemeenskap, maar daar's ook 'n vrymoedigheid binne in die gemeenskap. En sy aktiewe deelname, Jesus se aktiewe deelname in ons, en hoe hy sy gesag aan ons oordra om dit te doen, is vir ons die kern van disippelskap. Laas keer in hoofstuk 2 vers 15 het ons gesien, ons kan nie op mekaar neerkyk nie. Van die hoogste tot die laagste, kan nie. Want almal het die gesag gekry om disippelskap op mekaar toe te pas, om mekaar te disipel. En hiermee som ons basies Titus 2 in sy geheel op as ons hierdie gesprek het. Geestelike groei is in jou deur die gemeente se deelname, se disippelskap, as gevolg van Jesus se betrokkenheid. Hy elemente moet daar wees. Anderster is dit nie disippelskap nie. En dit kan net vanuit die drie-enige God se samewerking kom. Die Vader is betrokke, die Seun is betrokke en die Heilige Gees is betrokke. En daarom neem Paulus ons nou verder. En in hoofstuk 3 vers 1 tot 7 neem hy ons deur die volgende drie elemente.
die typiese leefstyl in Christus waartoe ons groei deur disippelskap. Dis is vers 1 en 2. En dan hoe dit met ons verlede kontrasteer. Vers 3. Waarvan af kom ons? Hoe lyk dit anders? En dan vers 4 tot vers 7. Hoe voorsien God hierdie leefstyl en die disippelskap daaromtrent? En daarom ook, hoe lyk my uitkyk op ander mense? Dit sien ons in vers 4 tot 7. Kom ons lees dan Titus 3 vers 1 tot 7. Daar is ons op die bord. Kom ons lees vers 1. Herinner hulle daaraan om aan die owerheid en alle gesag onderdanig te wees, om gehoorsaam te wees en bereid tot elke goeie werk, niemand te belaster nie, om nie bakleierig te wees nie, maar vriendelik, en om ware sagmoedigheid te betoon aan alle mense. Want ons was ook voorheen onverstandig, ongehoorsaam, verdwaal, verslaaf aan allerlei begeertes en liste. Ons het in kwaadwilligheid en naïwer geleef. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedheid en die mensliefde van God ons verlosser verskyn, het hy ons verlos, nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming, by wyse van die afwassing deur die wedergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het, deur Jesus Christus ons verlosser. So het ons geregverdig deur sy genade, erfgename geword van die ewige lewe waarop ons hoop. Ons eerste punt is dat Paulus beskryf nou vir ons 'n tipiese leefstyl in Christus, waartoe ons groei deur disippelskap. Deurdat ons die woord hoor, deurdat ons dit inneem, ons pas aan daartoe, maar ook deurdat ons met mekaar daaroor praat en mekaar daaraan herinner. Nou luister mooi na hierdie woorde. Vers 1. Herinner hulle daaraan. Stop net daar. Om te disipel is 'n proses van herinnering. Jy herinner jouself en ander die hele tyd aan Christus. Ons het nodig om mekaar gereeld te herinner aan die gesonde leer, wat ons in hoofstuk 2 vers 1 van gelees het, waar hy gesê het, maar jy verkondig, jy wat pas by die gesonde leer, die evangelie. En dit is deurentyd op ons pas dit deurentyd op ons toe, vanuit hierdie verlossende genade, soos wat vir ons verduidelik was in hoofstuk 2 vers 11 tot 14. Vers 11, want die verlossende genade van God het aan alle mense verskyn. En voed ons op. Dit leer ons. Dit kweek 'n leefstyl deur herinnering aan die verandering wat Jesus se verlossende genade in jou teweegbring. En daarom kom die vraag nou op, wat is die tipe areas, die tipiese areas van hierdie leefstyl waarin hierdie genade in Christus gereflekteer word? Hoe lyk dit? Eerstens is daar ons reaksie op gesag. Tweede deel van vers 1. Om aan die owerheid en alle gesag onderdanig te wees en om gehoorsaam te wees
en bereid tot elke goeie werk. Hoe reageer ek op instruksie en korreksie? Is ek onderdanig en gehoorsaam wanneer die gesag wat God plaas aan my instruksie en korreksie gee? En dis nie net buite in die in die samelewing, die regering ensovoorts. Dis tussen mekaar hierso. Is ek onderdanig en gehoorsaam, al hou ek nie van die gesag wat oor my geneem word nie, wat op my geplaas word nie. En dan vers 2. Om niemand te belaster nie, om nie bakleierig te wees nie, maar vriendelik en om ware sagmoedigheid te betoon aan alle mense. Ekskuus, ek is nou nog by die laaste deel van vers 1. Dan kom die bereidheid tot goeie werk en die goeie leer na vore, die evangelie. Bereid tot elke goeie werk. Vers 1 se laaste deeltjie. Is jy gesteld op 'n positiewe geestelike invloed, om 'n positiewe geestelike invloed te wees in elke situasie waarin jy jouself bevind? Maak nie saak waar nie. As dit met jou kind is, as dit met jou huishulp is, as dit met jou man of jou vrou is, met 'n medewerker, 'n kollega, familie, die ouma en die oupa. As jy gesteld op 'n positiewe geestelike invloed in daai persoon se lewe, 'n mede-Christen. Iemand wat Filippense 3 se uitkyk het, wat my eie ou staatmaker eienskappe agterlaat. Paulus skryf daar so, hy sê, ek laat dit agter, ek vergeet wat agter my is, ek strek my vooruit na wat voor my is. Daai beskou ek as niks werd nie, ek strek my uit na wat voor is. Ek het dit nog nie, maar ek strek my uit. As ek my so uit vorentoe strek om soos Jesus te wees deur sy verlossende genade, is dit kenmerklik in my. Sien mense dit raak? Raak my reputasie soos Jesus se reputasie? En Paulus is nou so gesteld hierop dat hy doelbewus die kritiese ou staatmaker eienskappe vir ons opsom. Vers 2. Nou is ons by vers 2. Nie om niemand te belaster nie, om nie bakleierig te wees nie, maar vriendelik en om ware sagmoedigheid te betoon teenoor alle mense. Om iemand te belaster of oor te skinder of om risie en konflik aan te wakker, net om jouself te laat geld. Want dis wat ons van die Krete geleer het van die begin af. Hulle is 'n barbaarse klomp wat net hulle self wil laat geld. En hulle sal alles in hulle vermoë doen. Maar ons het ook gesê, dit lyk baie soos ons moderne samelewing. Wat dink mense as hulle aan jou dink? Sommige net so nie verbygaan. Wat is jou reputasie by hulle? Strek jy doelbewus vanuit jou selfgefokusde gedragspatrone wat jy het, want ons het dit almal, strek jy vorentoe, sê jy vir jouself, ek skryf daai nou af, ek het geen nut daarin nie, ek het nie waarde daarin nie, ek strek my nou self vorentoe.
deur die evangelie, na 'n Jesus gefokuste leefstyl toe. En dis waarvan ons praat as ons praat van reputasie. Ken mense jou so? Soos Paulus dit voorstel, as 'n vriendelike, ware sagmoedigheid teenoor alle mense. Dit beteken nie jy word opgetrap nie, want ek hoor mos nou hoe brom het in my binneste. Hulle gaan op my trap, hulle gaan my misbruik, dan gaan as minderwaardig gesien word. Of aan die ander kant, ek is so selfvoldaan, ek kan dit vir myself doen. Ek doen dit mos al reeds eintlik. Kyk maar net na my boekie. Maar jy kyk hier reg nie. Jy kyk na die teenoorgestelde menslike weergawe van jou eie begeerte. En dis nie wat Christus voorstel nie. Want hy stel voor die verloste weergawe van jou wat in hom te finde is. Wat vrygemaak is, nie net 'n ander vorm aangeneem het nie. En dit is waar disippelskap inkom. Want gemeenskaplike disippelskap en geestelike groei beweeg jou weg van daai menslike model af. Na Jesus se model toe. Wat God se oorspronklike wil in ons mens wees begin weerspieël en laat groei. Jy lyk al hoe meer soos God wou gehad het, jy moet eintlik oorspronklik gelyk het. En dit haal ons in God se liefde uit ons natuurlike ou mens agtergrond uit. Soos ons dan nou in vers 3 sien. Hy lig jou daar uit. Want vers 3 sê, dit is hoe ons almal was. En dis ons tweede punt, wat vir ons voorgestel word, kontrasteer met enige vorm van ons ou mens. Maak nie saak hoe die ou mens gelyk het nie. Voor wedergeboorte nie. Maak nie saak waaruit jy kom nie. Vers 3. Want ons was ook voorheen onverstandig, ongehoorsaam, verdwaal, verslaaf aan allerlei begeertes en luste. Ons het in kwaadwilligheid en naaiwer geleef. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Som dan ons samelewing mooi op. Nie dat ons die mens op sy medemenslike vlak afkraak en net as sleg sien nie. Dis nie wat ons hier doen nie. Dis nie wat Paulus hier doen nie. Dit is iets wat die doel van disippelskap heeltemal verkeerd toepas. Maar al ons gedrag kom vanuit ons verlorendheid, al bedoel ons hoe goed. Dit is waarvanaf dit kom. En dit moet herstel word. En dit is disippelskap. Dit word in Christus herstel, deur vergifnis, deur genade. Luister na vers 3 se herinnering en voel dit hoe dit jou diep in jou sukkel in die lewe inspreek, nou dat jy 'n Christen is. Jy was onverstandig, ongehoorsaam, verdwaal, verslaaf aan allerlei begeertes en luste, kwaadwillig en in naaiwer geleef,
haatlik en met mekaar gehaat. Ons ken dit in ons verlede. En ons wil dit nie meer hê nie. En ons moet ook hieraan herinner word. Wat ons nie meer wil wees nie. As gevolg van Jesus se verlossende genade wil ons dit nie meer wees nie, wat die angel van 'n verlore lewe kom uithaal het. Deur verlossing in die kruis. Vergifnis. Maar, hierdie laat jou nie net inkyk na jouself nie. Jy kyk dan ook nadat jy dit gedoen het met 'n nuwe kyk na die mense om jou nie. Met 'n medelee na jou medemens om jou, die Christen wat sukkel, die ongelowige wat nog nie 'n Christen is nie, wat sukkel en dit nie eens agterkom wat hy nodig het nie. Jy kyk daarna met medelee. Want jy sien nie die ou eienskappe van jou raak, hoe dit jou subtiel gebind het en jy daarmee gesukkel het en jy begeer om iemand anders wat dit ook het, so losgemaak te sien, soos wat jy is. Jy verlustig jou nie meer in ander se verlorendheid nie. Maar met medelee begeer jy hulle verlossing deur Jesus self. Want jy weet waar dit vandaan kom, jy weet waar om dit te kry. En jy sien jy dat ons verstaan van die lewe heeltemal verander deur die herinnering van die verlede en van die toekoms, gesien in die lig van Jesus. En dis die derde punt wat ons kry. Dit is juis wat God in ons voorsien, sodat dit my uitkyk oor myself en oor ander verander. Vers 4 tot 7. Maar toe die goedheid en die menseliefde van God, ons verlosser, verskyn, het hy ons verlos. Nie op grond van werke wat uit ons geregtigheid gedoen het nie, wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming, by wyse van die afwassing deur die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het, deur Jesus Christus, ons verlosser. Net tot daar. Wat het my uit my oorspronklike toestand uitgehaal? Vers 3 se toestand. Wat het my daar uitgehaal? Luister mooi na vers 4 en eerste deel van vers 5. Maar, toe die goedheid en menseliefde van God, ons verlosser, verskyn, het hy ons verlos, nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming. Dit is God wat my uithaal. En met 'n geweldige emosionele respons. Dis sy goedheid. Dis sy mensliefde. Dis sy ontferming. Wat jou daar uithaal. Dis wat jou uithaal. Ons verlosser is Jesus, wat die beeld van die volheid, van die goedheid en die menseliefde van God kom wys het met sy verskyning. Hy maak dit vir ons duidelik. Hy wys dit vir jou en vir my.
Hy doen dit uit medelee of ontferming vir ons, want selfs die werke wat ons uit ons menslike geregtigheid gedoen het, kon ons nie met hom herstel nie. Dis soos wat ek vir die kinders vanoggend verduidelik het. Jy kan doen wat jy wil. Maar jy was eers vers 3. En wie gaan dit wegvat? Let op na die volgende punte in hierdie teks. 1. Ons as mense kan uit ons eie reg optree. Die Bybel is duidelik daaroor, ons kan reg optree. Ons kan die regte ding doen. Punt 2. Ons is egter nie in staat om ons onreg van ons verlede van self te verwyder nie. Ons kan nie. Dit kan ons nie doen nie. Ons kan nie die uitveer optel en uitvee nie. Punt 3. God ontferm hom juis oor ons in hierdie opsig. Dat ons dit nie kan doen nie. En hy verlos ons deur die onreg op Jesus te plaas. So lief het hy ons. Punt 4. Hy neem Jesus se reg wees, want hy was perfek. Hy is perfek. En hy ruil dit uit vir ons onreg. Hy maak hom wat onreg, vol wat reg was, sonder sonde, maak hy sonde vir ons onthaalwe. En so maak hy ons geregverdig of reg met homself deur genade, deur ons onreg op Jesus te plaas. En Jesus moes daarvoor betaal. Nou, hy doen dit in twee stadia. Naamlik, die tweede deel van vers 5 by wyse van die afwassing deur die wedergeboorte en dan tweedens die vernuwing deur die Heilige Gees. Die wedergeboorte, die afwassing wat plaasvind deur die wedergeboorte en dan die vernuwing wat plaasvind deur die Heilige Gees wat in jou woon. En die proses begin as jy weer gebore word. As jy jou siel se nuwe lewe kry deur Jesus wat die nuwe lewe gee as hy jou sonde soos met 'n wasproses verwyder deurdat hy daarvoor betaal het. Hy was jou skoon. Hy was jou soos jy jou babietjie vir die eerste keer liefdevol sou gewas het. Dis die gevoel wat hy het wanneer hy dit doen. Wanneer wedergeboorte plaasvind. Nou, hoe voel dit vir 'n babietjie as hy die eerste keer gewas word? Is tog heeltemal vreemd en onseker wat dit aan hom doen. Ek is onseker gewees wat dit aan my doen. Die vreemde omstandigheid. Ek sit in 'n bytjie en ek word gevryf met 'n lappie en asook tog bekend as dit my herinner aan die veilige skuiling van die baarmoeder. Daar's daai herinnering. En dan vind jy die Heilige Gees vernuwe jou derentyd. Hy hou maar net eintlik aan was, waar jou karakter nog van die van Christus verskil. Hy hou maar net aan was. Dis al. Dis disippelskap. En hierdie geestesproses
of hierdie geestelike wasproses is ryklik aan ons voorsien. Die Heilige Gees is ryklik aan ons voorsien. Mits ons in die bad van disippelskap klim, met die seep van sy woord en van sy gees, en ons was met een doel voor oë. Ek wil meer soos Jesus lyk. Al moet ek pynvol geskrob word. Want as ek hierdie proses aktief ervaar, bou daar hierdie sekerheid in my op, dat dit juis hierdie proses is wat my vir ewig gaan bevoordeel. Want ek is 'n erfgenaam van hierdie herstelde verhouding met God. Vers 7. So het ons, geregverdig deur sy genade, erfgename geword van die ewige lewe waarop ons hoop. Nou as ons die woord hoop in die Bybel sien, dan is dit nie 'n maybe nie. Dit is 'n vaste versekering. Wedergeboorte maak my in Jesus los van die ou mens. En die Heilige Gees maak my gewillig om 'n nuwe mens in Christus te wees, om daai verandering deur te gaan. Kom ons help mekaar daarmee. So kom ons kyk 'n bietjie weer, kom ons gaan nou weer 'n bietjie op en ons gaan kyk bietjie weer na die groter prentjie van hoofstuk 2 en in hierdie deel in hoofstuk 3. Aan die kante sien jy die bergreekse van wedergeboorte en ewige voordeel, ewige lewe in Jesus. Dis hierdie twee bergreekse. En laat jy die vallei wat hulle vir jou opwys. Maar jy moet deur die vallei van verandering, oftewel vernuwing beweeg, deur wedergeboorte en deur die verandering van die Heilige Gees wat in jou plaasvind. En jy is nie alleen in hierdie proses van deur hierdie vallei beweeg nie. Maar jy is onder groot medelee. En met groot medelee, met groot verstaan, beweeg jy saam met jou gemeente, jou Christengemeenskap deur hierdie verandering. En met groot medelee, met groot verstaan, wys jy hierdie berge en hierdie vallei aan ander mense om jou wat dit nog nooit gesien het nie. Sodat hulle ook daardeur kan gaan. En daarom is daar vir jou vandag versekering in hierdie proses. Al is dit ongemaklik. Want dit, kom ons wees eerlik, dit is ongemaklik as jy moet verander. Dit is ongemaklik omdat jy moet luister. Omdat jy moet deelneem. Omdat jy moet bely. Omdat jy gedisipel moet word. En omdat jy die kans moet vat om iemand te disipel en dalk verwerp te word. En jy kan dit net doen met God se medelee en menseliefde. Dis wat jy kan wys. Dis al wat jy moet wys. So, daar's 3 vrae wat ons mee afsluit vandag. Wat jy jouself moet afvra oor die laaste week en oor die week wat voor jou lê. Hoe het Jesus se genade in jou lewe gewys? Of hoe in hierdie week wat voor lê gaan Jesus se genade in jou lewe wys? Ons sê altyd die geleenthede is min. Maar hoeveel geleenthede het ons aangegryp in die laaste week vir rebelsheid, wantroue, gestresdheid, negatiewe reaksies? Was dit nie geleenthede om soos Jesus te lyk nie? As
As mense van buitekant af inkyk, lyk jy dan volwasse in jou verlossende genade, wat medelee en menseliefde wys teenoor hulle? Tweede vraag sluit hierby aan. Hoe was ware medelee hierdie week deel van jou uitkyk op jou mede-Christene en op jou medemens? Het jy met God se hart gekyk? Of het jy weer eens daai eienskappe van vers 3 getoon? Laaste ene. Het hierdie week jou herinner aan waar jy vandaan kom? En aan die wonderlikste proses wat in Jesus in jou plaasvind deur die Heilige Gees se werk en deur disippelskap. As jy 'n disipel van Christus en kan ander mense dit erken in jou, of moet hulle begin krap om dit te sien? Is dit jou karakter? Is dit jou reputasie? Kom ons bid saam. Here, hierdie tema van disipelskap en u genade wat daaroor heers in ons gemeente en vanuit ons uit, Here, na die buitekant toe, maar mense wat u nie ken nie, is so belangrik. En ons het soveel vals beelde daaroor, Here, en ons bid dat u hierdie beelde deur hierdie stuk afgebreek het in ons, Here, en ons 'n ware beeld van ware disipelskap gegee het. Mag jy dit in ons vestig, Here. En mag dit ons kenmerklike eienskap wees. Maak nie saak waar ons gaan nie. Ons vra u genade daarvoor. Amen. Amen. Kom ons vra vir Jan, kom speel vir ons die lied. Ek sien Jan is daar besig agter met 'n plak en so voort. Hulle gaan nou begin opslaan. Okay, maar hulle kan maar rustig opslaan, ons sal teen daai tyd klaar wees. So, kom ons staan op en dan sing ons aan Jan saam. Ja, Jan vir ons die koekies daar uithaal. Bring sommer vir ons alles na vore, Jan, en dan staan ons op en dan sing ons saam die volgende lied: aan God al die eer. Dis hy wat wonders doen. Hy het ons lewe gegee en hy het ons met hom versoen. Kom ons staan, vra vir Jan om dit vir ons te speel. Gee hom net so 'n oomblik die kans, sal dit nou daar agter. We gaan werskaf en wil net vir 'n oomblik. Here,